Vandag doen ons uitdrukkings met negatiewe eksponente. Hoe vereenvoudig ek so 'n uitdrukking? Geniet hierdie een. Negatiewe eksponente. Nou dink 'n bietjie aan hierdie uitdrukking. Hulle sê, hulle wys vir ons hier's 'n negatiewe eksponent. Nou dis altyd 'n krisis met 'n negatiewe eksponent, né? Ons probeer altyd in stap 1 van daai negatiewe eksponent ontslaa raak. Nou ek gaan net hierdie term as 'n breek skryf en hierdie term as 'n breek, dat jy mooi kan sien wat gebeur. So, hoe raak ek ontslae van daai negatiewe eksponent? Hierdie enetjie hier, as ek hom onder toe skuif. Okay, so kom ons doen dit. Ons sê vir onsself, goed, om daai x to die mag min 2 positief te kry, gaan ek hom net in daardie breek onder toe skuif. Nou, jy kan van hier af hierdie hakie 2 keer skryf, want daar is 'n plus in die middel. So ons kan dit doen en dan kan ons so inmaal die produk kry van die terme. Ek gaan dit wel nie so doen nie. Ons kan EBA of EMAL of wat jy dit ook al wil noem. Ek gaan dit wel nie so doen nie. Ek gaan hierdie uitdrukking hier, net 'n bietjie skoonmaak. Ek gaan hierdie uitdrukking hier net 'n bietjie vereenvoudig. Dink 'n bietjie, hoe gaan ek 'n breek plus 'n breek vereenvoudig? Ons kry die KGV. Nou dink 'n bietjie, wat is die KGV van hierdie twee terme? Ek soek die KGV tussen die term en die ene. Okay. En dis eintlik voor die hand liggend. Dis net x kwadraat. Okay. So dit beteken die x kwadraat behoort aan hierdie term en hy behoort aan die term. Okay. So hierdie term hier, het ek met 'n ander kleur vir ons maak. Hierdie term hier, het hy die x kwadraat gehad? Nee. So hy kort dit. So ek moet die x to die mag 3 wat hy was, maal met x to die mag 2, as dit sin maak, want hy het nie die x kwadraat gehad nie. En hierdie term hier, hy het wel die x kwadraat gehad. So hy kort as sulks niks nie, as daai sin maak. So ek vat so 'n bietjie van 'n ompad net om vir julle seker te maak, julle kan sien wat ek doen. Ek net so 'n bietjie skoon maak. Net hierdie bietjie uitvee, dit is 'n bietjie spasie het. So ek sit nou op die oomblik met 'n KGV en ek het my noemers soort van reg gemaak. Kom ons vereenvoudig net 'n bietjie, moenie vergeet van jou kwadraat nie. So inteendeel hier staan nou x tot die mag 5 plus 1 alles op x tot die mag 2. En nou is dit eintlik baie maklik, want jy moet onthou nou, hierdie term hier, hierdie 2 behoort aan die teller en hy behoort ook aan die noemer. Okay, so kom ons doen dit. Hy behoort aan die teller, so ons skryf die hakie 2 keer. En hy hoort ook aan die noemer. Nou wat is x kwadraat met 'n 2tjie buite? Daar ons maal dit, so is net 4. Okay, dit is al iewers. So wat ons gaan doen is, ons gaan nou gou ons produk kry van die hakie bo. Ons gaan ons so inmaal en so inmaal. Okay, kom ons doen dit. So hierdie is x tot die mag 10, omdat jy plus jou eksponente wanneer jy maal. En as die grondgetal dieselfde is, die x tot die mag 5 plus 1, maal met plus 1, bly net x tot die mag 5. En die 1 maal die x tot die mag 5 is net x tot die mag 5. So ons kry net die produk plus 1. Okay. En alles bly op x tot die mag 4. En dan gaan ons net vinnig vereenvoudig. Ons kan niks met die eerste term doen nie, hy is tot die mag 10. Maar die volgende twee terme is gelyksoortige terme. So ons kan hulle bymekaar tel as een van hulle en nog enetjie van hulle. So daar is 2 van hierdie x tot die mag 5. En dan bly net 1 oor en onthou net om jou noemer te hou. En daar is hy. So onthou nou, jy kon die hakies gaan vereenvoudig het hier. Jy kon dit daar gaan 2 keer skryf het en begin EBA het. Bietjie van 'n ompad. Ek like om die hakie te vereenvoudig voor jy enigiets verder doen. Okay. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeldjie.
nog negatiewe eksponente. Nou, ek dink in graad 9 het ons geleer dat ons moet hierdie negatiewe eksponente positief maak deur, as hy 'n teller is, na 'n noemer toe te skuif, en 'n noemer is na 'n teller toe te skuif, ensovoorts. Nou, ek gaan vir jou sê wat een van die dom foutjies is kan wees wat ons nou kan maak. Ons kan nou vir onsself dit sê. Ek kan net gou 'n voorbeeldjie in die kantings kan doen, maar dis nie wat jy moet doen nie. So ons kan dalk gesê het, hierdie a tot die mag min 1, gaan ek nou onder toe vat, dan word hy a tot die mag 1. Hy word positief. Maar ons kan dit nie doen nie, as gevolg van hierdie teken wat hier lê. Hierdie plus en hierdie minus. Kan ons dit nie doen nie. Okay, so ek wil net nou 'n bietjie skoonmaak, so ons gaan nou daaraan werk. Net so 'n bietjie skoonmaak, ek kan nou nie so mooi uitvee daar nie. Okay, so wat ons gaan doen is, ek gaan net die sommetjie oorskryf, a tot die mag min 1, b minus b tot die mag min 1a, alles op, a tot die mag min 1 plus b tot die mag min 1. Ek wil net gou oorskryf aan die kant. Dit is net gou skoonmaak. Kyk, kom ons vee al hierdie uit. Dit gaan ons net gou oorskryf, skiesie julle. Ek moet som net oorskryf. Hierdie is a tot die mag min 1b en min b tot die mag min 1a en alles op a tot die mag min 1 plus b tot die mag min 1. Okay, nou kan ons weer aangaan. Okay, so onthou nou, ons gaan hierdie positiewe terme, ons gaan hierdie negatiewe terme moet positief maak, maar op die regte manier. Ons vir onsself sê, in hierdie breek, in die teller gedeelte, gaan ons die b bo hou en die a afskuif, net in daai term. En so gaan dit dus ook hier doen. Ek gaan die a hou, want hy is mos positief, maar die b gaan ek afskuif, om hom positief te maak. En so ook hier onder, ek gaan die a onder toe skuif, maar net in die breek, in die term, in die een term, en ek gaan ook die b afskuif. Okay, nou sit ek met 'n breek hier en 'n breek hier. En nou moet ek dadelik dink, as ek breuke deel deur breuke, gaan ek eers my KGV moet vind. Okay, nou, hierdie is 'n bietjie triekie, want ek sit nou met 'n breek op 'n breek. So wat ek gaan doen is, ek gaan 'n breek skep hierbo. En nou, ek hoop nou nie, het raak te confusion al die lyntjies nie, waarvan die KGV bo AB is. Okay, nou hierdie eerste term hier, hy het die A gehad, so hy kort die B. Hierdie term hier, hierdie B gehad, so hy kort die A. Dit maak sin. En nou is daar nog 'n KGV onder ook. A KGV is onder, en sy KGV is ook AB. Okay, nou hierdie term hier, het die A gehad, so hy kort die B. Hierdie het die B gehad, so hy kort die A. Okay, nou sit ek met 'n breek hierso, en ek sit met 'n breek hier, daar staan eintlik b² minus a² op AB gedeel deur b plus a op AB. En nou gaan ons daai flip en maal metode gebruik van desterjare, ek dink is iewers in graad 8, 8, 9 of 10, waar as ek 'n breek kry, en ek deel, dan gaan ek nie deel nie, ek gaan maal, en ek gaan hom omdraai. In plaas van, ja, kom ons hou maar net b plus a. Okay, so ek het geflip en maal. En nou kan ek so half uitkanseleer, maar hier kan ek nog faktoriseer, want hierdie is die verskil van kwadrate. 'n plus en 'n minus, en 'n a en 'n a, alles op AB, en ons maal AB, alles op b plus a, en kan ek begin uitkanseleer? Ja, kan hierdie uitkanseleer met hier, onthou want hier is 'n maalteken, ons kan uitkanseleer, en al wat oor is hierdie b min a. Okay, not too difficult. Kom ons kyk na hierdie enetjie, bietjie meer triekie, myselfe konsep. Ek sit met 'n negatiewe eksponent hier, en ek sit met 'n negatiewe eksponent hier, so ons gaan hulle eers met positief maak. So in stap 1, ek gaan my
eerste term op 'n breek sit. Jy hoef nie, ek doen dit maar net dat jy kan mooi sien wat aangaan en ons gaan daai M onder toe skuif. Ek moes nie eintlik dit in 'n hakie gesit het nie, maar dit is fyn, kom ek al die hakie weg. OK. Alles op en die onder weer eens, ek gaan net 'n ander kleur gebruik vir die ene. Hierdie halfuur en hierdie halfuur gaan ek moet positief kry, so ons hou die boonste term, soos ons sê, soos hy is, maar die volgende een wat die negatief is, skuif ons onder toe. En onthou net, hy kwadreer. Nou lyk dit al bietjie beter, dan is die negatiewe eksponente. Okay, so, dink nou bietjie aan die bokant, as ons 'n breek het, en 'n breek onder, kom ons begin eers met ons KGV's. Onder is my KGV M, bo, ekskuus, want dink nou bietjie mooi, ek moes die KGV gekry tussen hierdie twee getalle, wat net M is. Okay. So as die KGV M is, dan moet ek nie die bokant regmaak, so hierdie term hier, het nie die M gehad nie, so hy kort die M, hierdie term hier, hierdie M gehad, hy kort niks. So gaan onder toe. KGV hier is M tot die mag half. Ek dink dit is baie voor die hand liggend. Nou hierdie eerste term hier, hy het nie die M kwadraat gehad nie, so ek moet dit vir hom bygee. Ek gaan dit net nou so byskryf, want anders is dit 'n bietjie confusing. Hierdie tweede term het dit gehad, so hy kort niks. En onthou weer eens, die onderste twee was gekwadreer. Okay, so kom ons maak dit nog bietjie kleiner. Hier het ek M kwadraat min 1, ek kan op half sien is die verskil van kwadrate daar ook. Okay. Kom ons maak onder net bietjie oper. Hierdie twee terme hier, so die M half tot die mag M tot die mag half en M tot die mag half, wat is met ons eksponente, ons plus die eksponente. En die onderkant kan ons niks aan doen nie. Okay, dis bietjie tricky met hierdie halwes hierso. Okay. Nou dink 'n bietjie hierdie tweetjie buite behoort aan die teller en hy hoort aan die noemer. So kom ons skryf nou, ons vereenvoudig 'n bietjie. Ek gaan nou net hier aan hierdie kant toe aan. Ek het die M kwadraat min 1 op die M. Alles op die M plus 1 en die M plus 1, onthou daai tweeetjie sê, skryf my 2 keer. Okay. En dit alles op, nou wat is 'n half maal 2, is net 1. Okay, nou het ek 'n breek op 'n breek, so ons gaan dit nou vereenvoudig deur te flip en maal. Ons gaan nou weer maal, ons verander hierdie deelteken na maal toe, en dan moet ons net omflip. Okay, so far so good. En dan net ek gesê, dit lyk na 'n verskil van kwadrate, wat dit wel was. So ons kan dit op 'n korter pad doen. Ek wys net al die stappe, sodat as jy iets nie sien nie, dat jy net gou daarna kan kyk. Okay, so op die stadium het ons net vereenvoudig, en nou, omdat daar maal tussen my terme is, kan ons uitkanselleer, kan daai met daai uitkanselleer, die M plus 1 kan met die M plus 1 uitkanselleer, en die res kan nie, wat ons oor het is M min 1 op M plus 1. En dis ons finale antwoord. So net 'n bietjie recap. Van die begin af het ons altyd om van die negatiewe breuke ontslae te geraak, soos hierso, deur dit onder te skuif, soos daar. Ons het ook gedoen die tweede sommetjie, op en af geskuif in die term, om die negatiewe eksponente weg te kry, soos daar, en in die einde ook weer dieselfde ding, skuif die negatiewe terme op en af in die term. Ja, ek hoop julle het geniet.